gram gewig verloor, né? Dani, dit is nou sommer net fantasties. Dani daar van Canada, toe stuur ek nou juist vir hom Mindset episode 32, né? Ek het nou mos 'n video daarvoor hom gemaak. As jy nou nog nie daai video gesien het nie, as jy nou klaar is met hierdie live, né? Dan gaan kyk jy nou hierdie video wat ek vir Dani gemaak het. Morney is ook hierso. Hallo Morney, daar sy man. Ek wonder of dit nou dieselfde Morney is wat my nou ge-WhatsApp het. Dit sou nou interessant wees. Daar sê. En want daar het Morney my ge-WhatsApp vir coaching en ek is nou al uit om met hom te praat. Wynand is ook hierso en Marie is hierso en Rihanna, baie dankie dat julle is. As julle die like knoppie kan druk en die share knoppie, want ek het baie om oor te praat oor die karnivoor wat mense se lewe so positief transformeer. Ek is so dankbaar daaroor dat ek mense kry wat absoluut hulle lewe vir die positief omkeer. Dani is ongelooflik. Ek sê vir jou sê, gaan kyk daar die video. Ongelooflik hoe hy sy liggaam getransformeer het. Ja, kan jy glo, 48 kg af. Dit is net fantasties. Baie geluk Dani. Ja, nou ja, daar is hy. Marie is ook hierso. En baie dankie dat julle hierso is. Maar kom ons praat bietjie oor die voordele wat die karnivoor dieet vir jou kan bied. Die heel eerste voordeel, as ek nou vir julle kan sê, is so, dat die karnivoor dieet help jou geweldig baie om jou cravings weg te vat. As jy sukkel met 'n soettand, as jy koolhidraat verslaaf is, nee, dan is dit absoluut die ding om te doen, is die karnivoor dieet. Want die karnivoor dieet is die ultimate elimination diet. Met ander woorde, jy raak ontslaaf van alle dinge wat jou verslaaf hou. En is ook baie belangrik, ons moet vir mekaar sê dat ons nie 'n gees van verslawing gekry het nie, maar 'n gees van liefde en krag en selfbeheersing, nie. So, met ander woorde, as jy na daai beginsel gaan kyk en jy gaan kyk hoe verslaaf mense aan suiker is, hoe hulle verslaaf is aan die emosionele goed wat suiker vir jou bied en wat kos vir jou bied, nee, en hulle het 'n totale verkeerde verhouding met kos, nee. Dan moet mens daardie dinge regstel, en miskien is jy vanaand hierso en jou verhouding met kos is nog nie reg nie, jy het 'n hele skewe verhouding met kos, en dit knip jou gesondheid kort, jy verkort letterlik jou lewe, deurdat jy nie op 'n gesonde plek is nie, maar jy bid vir gesondheid, en jy vra dat die Here vir jou deurbrake moet gee, maar aan die een kant het jy hierdie verslawingsding wat in jou lewe manifesteer, en jy wil ontslaa raak daarvan. Nou kan ek vir jou sê, daar is 'n biologiese komponent ook daaraan. Met ander woorde, as jy wil ontslaa raak van hierdie verslawingsding, hierdie suikerverslawingsding, moet jy weet, daar is 'n biologiese komponent daaraan. En die manier om daarvan ontslaa te raak, is dat jy die karnivoor dieet doen, jy doen dit reg. Want wanneer jy die karnivoor dieet reg doen, dan begin jy die goeie bakterieë kos gee, en die goeie bakterieë is die bakterieë wat die proteïene en die vette eet. Ja, en die kwaadaardige bakterieë, die opportunistiese bakterieë, die bakterieë wat jou siek maak, is die suiker en die styselbakterieë. Hoekom? Want dit is hulle wat sure veroorsaak. Dit is hulle wat veroorsaak dat jy intestinale deurlaatbaarheid kry. Suiker gee intestinale deurlaatbaarheid. Oksalate en lektines, plantverdedigingsmeganismes gee dit ook. Alkohol gee dit ook. Maar suiker is 'n baie groot probleem. Maar kom ons kyk bietjie hierso. Iemand het nou 'n bietjie gegroet. Ek wil net vir Shaal ook hallo sê. Shaal sê hy het maandag begin. Well done, Shaal. Dit is baie mooi. Hou ons bietjie op hoogte hoe dit met jou gaan. Stefan is ook hierso. As jy die like knoppie en die share knoppie kan druk, hierdie live moet bietjie loop, so stroop, soos hulle sê. Baie belangrik om verantwoordelikheid te vat vir waar jy is, nee, en baie geluk aan elke persoon wat al verantwoordelikheid gevat het van waar hy is. So Shaal het nou gesê, hy het maandag begin. Shaal, baie geluk, ek dink aan jou. Michelle het die live gelike, baie dankie Michelle. Dankie dat as jy die live like, dan kan hy bietjie loop en druk sommer die share knoppie, laat hy gaan. Dat ons mense kan, jy weet, sê van die karnivoor en so. Maar op die einde van die dag, moet mense ook die karnivoor reg doen. So dis baie belangrik, baie mense kom by my uit, dan het hulle karnivoor vir 'n redelike tydperk gedoen, maar hulle het nie alles 100% reg gedoen nie. En dit is daai klein jakkelsies wat die wingerd leegsteel. Dis daai klein jakkelsies wat veroorsaak dat jy sukkel op die einde van die dag, want jy kry hoë urinsuurvlakke, jou cravings wil nie ordentlik weggaan en so nie.
Henko is ook hier, so ek moet dan vir Henko ook groet. Hallo Bonnie, dag sê Mona, en nou ja, die beginsel is eenvoudig, nee, sny hierdie klein jakkelsies uit wat vir jou seer maak, nee, hoe strenger jy is, ek het vandag vir 'n coaching vriendin gesê, dit is die rede hoekom ek so streng is, want ek sien mense wat die ding nie 100% reg doen nie, en dan kry hulle seer in hulle liggame, maar hulle het goeie intensies, maar hulle doen dit nie 100% reg nie, soos enigiets in die lewe, as jy dit wil doen dit reg. Moenie iets doen in die lewe as jy dit nie wil reg doen nie. Dit is baie belangrik. Stefan, baie dankie vir daai share van die live man. Dit gaan nou sommer baie help. Ja, en so is dit, nee. Hierso op 'n Dinsdag aand praat ons, en dis miskien jou eerste keer dat jy inskakel op hierdie live en jy wonder, wat gaan nou hier aan? Kom ek sê vir jou, nee, ek coach al vir 5 jaar op die Carnivore dieet. Ons help mense om gewig te verloor, maar ons help ook mense om metabolies gesond te word. Ons het 'n hele paar coaching vriende wat ondergewig is, en hulle wil spiermassa optel, en hulle het ook al spiermassa opgetel. So, mense kom na die Carnivore dieet vir verskillende redes, maar die meeste mense kom vir gewigverlies, en ja, hulle verloor gewig. Soos ek sê, ek het nou 'n video gemaak, en Dani van Kanada is 48 kg af, en as jy so 'n video wat terug scroll, as jy nou klaar is met die live, of klaar gekyk het op die live, gaan kyk jy hoe lyk Dani, hy het 'n before en after foto daarso, so dan gaan jy sien, ongelooflike transformasie, en ek is so dankbaar, met toestemming het ek daardie foto gedeel natuurlik, of hy 2 foto's gedeel, maar op die einde van die dag gaan dit oor metaboliese gesondheid. Nou kom ons praat bietjie oor metaboliese gesondheid, en wat is metaboliese gesondheid? Metaboliese gesondheid het 5 komponente. Die heel eerste komponent wat jy moet regkry is die omtrek oor jou middel. Dit gaan nie oor 'n badkamerskaal nie. Dit gaan oor die omtrek oor jou middel, oor jou naaltjie gemeet, moet 0,5 wees as jy dit deur jou lengte deel. Dan is daar 4 ander komponente. Dit is hoë bloeddruk, dit is hoë trigliseriede vlakke, dit is nou 'n cholesterol komponent, trigliseriede. Hy moet laag wees, hy moet onder 1,6 wees, en dan moet jy 'n goeie HDL hê, dit is jou goeie cholesterol. Hy moet bo 1,1 wees, en dan natuurlik as jy dit is die omtrek oor die middel, dit is hoë trigliserides, hoë bloeddruk, en dan natuurlik laag glikose vlakke, of laer glikose vlakke. As jy hoë glikose vlakke het, dan is dit deel van hierdie metaboliese syndroom, wat 'n 6,0 risiko vir hartsiekte het. Met ander woorde, dis waaroor dit gaan. Absoluut, baie dankie Obi Kenobi, dankie dat jy hier so is, nee, lanklaas gesien, nee, baie dankie dat jy die live gelike het en geshare het. Ons trek al op 20, kom ons hardloop vir 30, kom ons kyk of ons daar kan kom. Ja, daar sê, Shaal Otto is ook hier so, hallo Shaal, daar sê, Shaal sê, dis super awesome. Shaal, ek is so dankbaar, Shaal sê dit, Derek sê, ek is so 'n bietjie meer as 2 maande aan die gang, en het nou 14 kg verloor. Dit is fantasties. Ag gooi Facebook ons nou net af, maar ons gaan nou weer ingaan, ons gaan aanhou. Ja, daar is hy. Hoor hier so baie geluk met daai 14 kg, Derek. Well done, né? Well done. Ja, so dit is wonderlik. Nou goed. Ja, so kom ons kyk bietjie na die volgende komponent, en dit is natuurlik my gunsteling onderwerp, en dis hoë urinesuurvlakke. Nou, baie belangrik van hoë urinesuurvlakke is, hoë urinesuurvlakke kan vir jou 'n white loss stol gee, en hoë urinesuurvlakke kan vir jou nierstene gee. So baie belangrik om jou urinesuur reg te bestuur. So daarom laat ek jou help met die coaching, sodat jy jou urinesuur af kan bestuur. So, hoe weet jy of jy hoë urinesuur het? Jy kan 'n bloedtoets doen, maar daar's ook ander faktore. As jy byvoorbeeld aan vergeetachtigheid ly, dan kan jy potensieel hoë urinesuurvlakke hê, en ons moet dit afbestuur. Moenie wag tot dit te laat is nie. Dit is die groot probleem. Mense wag tot dit te laat is. Hulle wag totdat hulle groot metaboliese probleme het, en dan staan hulle met hulle rug teen die muur, en dan probeer hulle dinge regmaak, en baie keer is dit daarom nog betyds, maar soms is dit nie, en daarom is dit belangrik dat jy absoluut alles moet reg doen en na die beste van jou vermoë, want hoe jy oor 4 jaar van nou af gaan wees, word vandag bepaal. Wat jy vandag besluit, gaan bepaal waar jy oor 4 jaar van nou af gaan wees. So, mens moet altyd vooruitdink, mens moet nie net van dag tot dag
lewe nie. Jy weet, baie mense sê vir my, nee, ek is nog jonk, ek moet dan nog die lewe geniet. Weet jy wat, nee, dink aan die dag van môre. Hoe gaan jy wees in jou breingesondheid? Hoe gaan jy kognitief doen met jou breingesondheid as jy hoë urinesuurvlakke het? Hoë urinesuurvlakke gee vir jou 'n 44% risiko vir vaskulêre demensie. Ek moet net gou vir Johan groet, Johan en Nicolien. Ek is so trots op hulle. Johan is al 6 kg af en Nicolien is ook 6,6 kg af. En hulle seun doen ook kar nie voor. Ek is so trots op hulle. Hulle is hier van Naboom. Kyk, daar sê, hallo Gekka, dag sê, hoe gaan dit? Ja, ja, so, hulle reageer baie goed op die coaching. Ek het nou Johan en Nicolien se bordfoto's geïnterpreteer. So, coaching vriende stuur vir my hulle bordfoto's op WhatsApp en ek reageer op elke bordfoto wat ek kry. En ja, en ek sê dan vir hulle my opinie daarso, is die vet te min, is die porsie te klein, of wat ook al die geval is. En glo my, soms is die porsies te klein. En dan sê ek het ek dink gister weer vir 'n coaching vriendin gesê, ek dink jy eet te min. So hoe weet jy as jy te min eet? As iemand nie vir jou kan raad gee nie. So jy kan my op jou WhatsApp hê, sodat ek vir jou kan raad gee en sê, hoor hierso, jy eet genoeg, of wat ook al die geval is. Right, so kom ons praat dan 'n bietjie verder ook oor hoë bloeddruk. Het jy geweet dat 80% van alle hoë bloeddruk word veroorsaak deur insulienweerstandigheid? En het jy geweet dat insulienweerstandigheid en kroniese hoë insulinemie is die grootste oorsaak van baie metaboliese probleme? Ek praat van risiko's, groot risiko's vir kanker, metaboliese risiko's. Insulien vir sommige kankers is 90% mortaliteitsrisiko. Baie belangrik. Gekka sê, ek wil ook karnivoor doen, maar ons is mense gemaak om vleis te eet. Is ons mense gemaak om vleis te eet? Ja, ons is. Weet jy, hoekom kan ek dit vir jou so sê, nee? As jy gaan kyk antropologies, as jy gaan kyk hoe ons voorvaders geëet het, ons oervoouers, hulle was jagters gewees, hulle was, wat hulle in Engels sê, hunter-gatherers, nee? En hulle was eerstens jagters gewees, en tweedens was hulle versamelaars gewees. Ja, en wat baie interessant is, ons doen môre die tande en mond bootcamp. Wat baie interessant is daarvan, is dat sedert die industriële revolusie, toe kos begin verwerk word het, toe kos verfyn begin word het, toe het tandprobleme begin inkom. Baie interessant, nee. As jy mooi daarna gaan kyk, as jy gaan kyk na die, byvoorbeeld die verstandtande, nee, het jy geweet dat die verstandtande nog altyd binne in mense se kakebeen ingepas het, maar nie vir die laaste paar 100 jaar nie. Weet jy hoekom? Dis as gevolg van die verwerkingsprosesse wat buite die mond plaasvind. Ons eet verwerkte kos. Dit is 'n probleem. Ons eet kos wat heeltemal verfynd is. Dis 'n groot probleem vir tandegesondheid byvoorbeeld. Wat se spice gebruik mense op die karnivoor as jy wil begin? Wel, daar's 'n hele paar speserye en dit hang af van jou persoonlike omstandighede of jy inflammasie het of nie. Dan gaan ek 'n paar vir jou moet uitsny. Maar volg my en dan WhatsApp jy my. Ekskuus, ek het jou per ongeluk ge-invite, hoor. Ek wil jou nou net teruggevolg het. Ekskuus, laat ek dit daai sorry hoor. Ek wil eintlik jou net teruggevolg het. Toe stuur ek per ongeluk vir jou invite, hoor, sorry. Yes, Mike. Alright, goed. Goed, nou ja. Alright, so dan kom ons nou by die volgende punt, en dit is die galblaas. So galblaasgesondheid, as jy sukkel met jou galblaas, nee, doen die karnivoor dieet. Daar's baie mense wat nie 'n galblaas het nie, wat ook die karnivoor dieet doen. Ons het coaching vriende wat die karnivoor dieet doen sonder 'n galblaas. Maar as jy goeie galblaasgesondheid wil hê, as jy galblaasinflammasie wil wegvat, nee, dan doen die karnivoor dieet, doen dit op die regte manier, sodat jy die inflammasie veroorsakende produkte kan wegvat. Ja, interessant, die lewer maak natuurlik die gal. Kom ons hoor bietjie wat sê Hertzog. Daar sê, ag, baie dankie man. Ag, Hertzog, dit is nou sommer goeie nuus. Baie dankie. Ek sal sommer hierso kyk hier op die
Daar sien ek Hertzog. Ek is nou op 'n ander tablet hier so Hertzog. Ek kan baie dankie man. Ek sal sodra ons hier klaar is, dan gaan ek sommer vir jou 'n nuwe tydskedule aanstuur. Hertzog, ek sal nou vir jou stuur, hoor. Groot dankbaarheid. Ja. Nou ja, jy sien, ek moes nou live gegaan het, dat Hertzog vir my hierdie goeie nuus kon gedeel het. So nee, Hertzog, ek sien uit om die paadjie met jou te stap en ek het groot dankbaarheid daaroor. Jy weet, baie keer ontmoet mense en jy stap 'n wonderlike pad met hulle, Hertzog. Jy weet, en dit is vir my so lekker om 'n paadjie met mense te stap. Ek het vandag met 4 van my coaching vriende gekommunikeer en ek het iets geklankbord met hulle spesifieke coaching vriende wat ek iets wou mee geklankbord het. En weet jy wat, Hertzog, dit is vir my baie lekker om die pad met hulle te stap, want weet jy, mense raak eintlik vriende later aan. En dit is waaroor dit gaan. Dit is nie dat een ou dink hy weet meer as die ander nie, maar ons deel mekaar se ervaring. Weet jy, ons het daarso op die bootcamps, jy sal nou hulle nog ontmoet, vir Denise byvoorbeeld. Denise is al 4 jaar op die Carnivore dieet. Sy coach al 1 jaar en 8 maande by my. En sy weet baie oor Carnivore, sy is baie belese oor die Carnivore, maar weet jy wat, sy is op elke bootcamp, en sy praat so goed, en sy het haar Hashimoto's in remissie, en sy het haar artritis in remissie, en haar migraines is weg, en IBS is weg, en so gaan jy die coaching vriende ontmoet, Hertzog, en ek sien regtig uit om jou aan hulle voor te stel op die bootcamps. Ja, ons is 'n baie spesiale klomp mense. Hoekom is dit spesiaal? Want dit is mense wat bereid is om coaching te doen, wat daar kan wees by daardie bootcamps. So dit is die volgende vlak, jy kan sulke mense ontmoet. Quentin en Amber vra enige raad vir beginners. Hier is Willie Koetser. Willie, asseblief WhatsApp my. My nommer is in die bio. Julle praat nou daar van Facebook af. So my nommer is daar so op my Facebook profiel. Ja. Hertzog sê hy is ook baie opgewonde om te begin. Ek is altyd so dankbaar as ek 'n nuwe coaching vriend bykry, Hertzog. Jy weet, dit maak my opgewonde want jy het jou eie stel situasie waarmee jy aankom by Carnivore. En weet jy, is vir my regtig 'n groot voorreg om met nuwe coaching vriende op pad te stap. Dis vir my regtig 'n voorreg. Want weet jy, daar buite is dit 'n ding van if nobody knows, nobody cares, né? Is dit nie so nie? Wie gee regtig om? Jy weet, as jy nou miskien Carnivore daar op jou eie stoom doen en ja, dis okay en ek is bly vir jou. Maar weet jy wat, nee, as jy 'n paadjie saam met iemand kan stap en jy kan klankbord met 'n persoon en ook deelneem aan 'n jy weet, in 'n bootcamp met coaching vriende, deel word van die gemeenskap, is 'n veilige omgewing, is op Google Meet, ons praat almal Afrikaans, jy weet, so dit is baie lekker. Maar net om by Quentin en Amber uit te kom, enige raad vir beginners, weet jy wat, nee, Quentin, nee, begin het, die Carnivore dieet is dierlike produkte, so begin dierlike produkte eet, maar soos jy al sou agtergekom het in my aanbiedinge, ek maak unieke aanpassings vir mense, so ek sal graag, as jy bereid is om 'n coaching sessie met my te doen, jy en Amber kan saam insit, dat jy betaal vir een persoon, die goedkoopste opsie is R250 vir 'n halfuur coaching sessie, maar daar is ook groter opsies, waar jy 'n pakket kan bestel en 'n hele maand se bootcamps kry, en jy kan ook 'n uur konsultasie met my kry, daar's groter pakkette, maar ek sal alles vir jou aanstuur as jy my WhatsApp. Maar die feit van die saak is, vir R250 kry jy 200 plus resepte, en ons trek eintlik al by 300 resepte wat op daai playlist is, en jy kry ook 'n accountability partner aan my, jy kry toegang tot my vir WhatsApp, voice notes en text, Quentin, vir 30 dae, en ek verkies ook dat mense langer pad stap as 30 dae, so 'n opvolgkonsultasie is R250, maar dit gee jou weer 30 dae op die platform. Ja, en daar is groter pakkette beskikbaar, dit hang af van jou situasie. Maar ek is baie dankbaar oor die ondersteuning, en Pierre is ook hierso, Pierre, ek is seker Pierre is hierso op TikTok.
Hallo Pierre. Dit is so lekker om jou hier te sien, my maat. Right. En ja, daar's wonderlike mense op die coaching. Ja, dit gaan oor om 'n verskil vir mense te maak. Jy weet, dit het my so geraak toe Dani vir my toestemming gee om daai foto te gebruik, want Dani het my ge-WhatsApp toe sê vir my hy het baie gewig verloor en hy stuur toe vir my foto's deur en ek WhatsApp hom toe teruggesê ek wil so graag vir jou video maak. Jy weet, net vir die mense wys wat het jy reg gekry. En fantasties wat hy reg gekry het, hoor, 48 kg af, ek is so trots op hom. Baie geluk. Ja, so, ek is seker Pierre Pretorius is hierso, in die live, op TikTok. Pierre, as jy hierso, as jy wees ook hierso. As jy, WhatsApp my, ek sien nie, wat is jou naam en van, laat ek net soek hierso, ek sien nie 'n WhatsApp wat ek nie oopgemaak het nie. Jy sê ek antwoord nie, maar ek het nie 'n WhatsApp hierso wat nie oopgemaak is. Jy stuur hom net weer vir my. Ja, stuur net weer die WhatsApp vir my. Alright. Ja, so, goed. Kom ons kyk bietjie wat sê die coaching vriende nog. Pierre Pretorius is hier, man. Ek weet 'n bietjie spog met Pierre. Hoor die Pierre, ons het 'n nuwe coaching vriend wat nou hierso, hy's nou hier op die Facebook kant, maar hy het Hertzog, ek praat nou hierso met hom hierso op Facebook. Hy het nou gekom hy gaan nou coaching doen, hy het nou vir my klaar die goede deurgestuur en alles. Maar Hertzog, ek gaan jou voorstel aan Pierre, nee? Nou, kom ek sê vir jou, Pierre is 'n eyster, hoor. Kom ek vertel jou nou van Pierre. Ek en Pierre stap 'n lekker pad saam, hoor. En dit is sulke ouens wat jy nodig het in jou lewe, Hertzog. Dit is coaching vriende. Pierre coach al 'n baie lang tyd saam met my. En ja, hy het so kragtige getuienis en hy deel dit baie keer daar met ons op die mindset bootcamps. En dit sal vir my lekker wees om jou voor te stel aan hom. Ja, en so is dit, nee. Dan is hy, Johan en Nicolinus ook hierso. Hulle is al op Facebook. Hulle is hier van Naboom af. Ek is so trots op hulle. Hulle het al elkeen meer as 6 kg gewig verloor. En ja, jy kan spiere bou op karnivoor. As jy kan spiere bou op karnivoor. Absoluut. Nou ja, alright julle, Jacques is ook hier, so hallo Jacques, lekker om jou te sien, dit is nou sommer grand, Stefan is hier so, nou ja, jy sal verseker energie hê, as jy vra, sal jy energie hê, ja verseker, ons het die energie bootcamp ook gedoen, mitokondriale sukses. Jy weet, as jy praat oor mitokondria dysfunksie, nee, word veroorsaak deur 'n hoë koolhidraat dieet. Insulien inhibeer mitokondriale biogenese. Met ander woorde, jou mitokondria kan nie verdeel en meer word nie. As jy hoë insulienvlakke het nie. Hy inhibeer dit. Ja, so ketone, nee, ketone, as jy in ketose ingaan, verbeter jou mitokondria se funksionaliteit en dan ook ketone stimuleer mitokondriale biogenese. Dit beteken die mitokondria word meer. Mitokondria is die energie-enjinkies van die selle. Ja. En uit die aard van die saak, mitokondria is baie in spiere, so dit is baie belangrik. Stefan is ook hier, so hallo Stefan, dit is nou sommer lekker om jou hier te sien man, dit is nou wonderlik,
Ja. Ja, julle so môre is die tande en mond bootcamp. Ja, as jy het nie koolhidrate nodig om die spiere te dryf nie. Jy het nie koolhidrate nodig om spiere te bou en te dryf nie. Ja. Alright julle, ek dink miskien moet ons maar 'n bietjie groet nou. Dit was nou 'n baie lekker live. Baie dankie aan almal wat hier was en Hertog, baie dankie. Ek gaan nou vir jou die tydskedules deurstuur. En ek sien uit om met jou te praat man. Baie dankie. Groot waardering. Ja, wil jy WhatsApp my, né? Quentin, julle kan gerus oorweeg om my te WhatsApp. Johan, julle moet mooi bly. Peer, baie dankie dat jy hier was, né? Het sal lekker wees om jou by die Mindset Bootcamp te sien donderdag as jy dit kan maak. Donderdag aand 6:00 Peer. Ja. En daar is Envy, ek moet kyk of ek Envy. Alright. En goed. Mike, dankie vir die volg, hoor. Mooi bly julle. 'n Lekker rustige aand vir julle. Baie dankie vir almal wat hier was. Morney, baie dankie. Groot waardering. Mooi bly julle. Rustige aand. Mooi bly. Baie julle.